Goeiemôre. Môre Ek julle my darm mooi duidelik hoor. Ek sê vir julle almal baie welkom en dankie dat julle bereid was om die winter so bietjie te trotseer vandag. Dit is ons eerste regte winterdag hierdie jaar. Ons het vanoggend Cornelis van ons kuier, Hans van der Merwe. So ons sê vir hom baie welkom en baie dankie dat hy ook hier is vandag. Say
gepaste dag om dit te doen, aangezien dit Vadersdag is. Ek wil eers net dankie sê vir Aureen van Abu en die kleuterskoolkinders wat mooi geskenkies ook vir die paas wat vandag hier is by die Here uitgedeel het. Sê baie dankie daarvoor. En ek dink Vadersdag is 'n dag wat eintlik iets is wat ons baie keer sê gelet en ons sê dankie, maar ek dink ons neem ook die vaders in ons lewe baie van selfsprekend op. Ek dink veral in die wêreld waar ons lewe, waar vaderloosheid eintlik baie algemeen is. So ek dink vanoggend is dit net gepas dat ons 'n bietjie stil staan by ons eie vaders, maar ook die vadersfigure wat ons in ons lewe het. En net so 'n bietjie dankbaarheid toon vir die invloed wat hulle ook het en vir die Here dankie sê dat ons die voorreg het om sulke mense in ons lewe te hê. So kom ons word vir 'n oomblik stil. Almagtige Hemelse Vader, vandag is dit ons voorreg om voor U tot stilstand te kom en te bely dat U ook vir ons 'n Vader is, 'n perfekte Vader wat vir ons lief is en ons koester. Maar dat U ook in die Vaderliefde vir ons die geskenk gegee het van aardse Vaders wat ook ons lei en ons lief, wat vir ons omgee en wat ons help om ook in U weet te loop. So vra ons dat U ook hierdie mense sal beskerm. Here, die wat vaders is gevolg van bloed en biologie, maar ook die wat vaders is, omdat hulle self die rol opgeneem het in iemand se lewe. Daarvoor sê ons eindig dankie, want ons weet dit is ook met U genade alleen. Amen. Want so hoog soos wat die hemel bo die aarde is, so troon sy troue liefde uit oor die wat vir hom ontzag het. So ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor kinders, so ontferm die Here hom oor die wat vir hom ontzag het. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Mag sy Vaderliefde elke dag vir jou tasbaar naby wees en jou lewe. Amen. Kom ons antwoord nou op die Here se stem deur 'n lofsang staande saam.
wat ons het, se Bybel kom bied. Maar tog, in die min wat ons het, kom hier as 'n Vader na ons toe, en U omhels ons, en U sê vir ons dat ons tuis is by U. Dankie dat ons kan weet, al het ons niks om te bied nie, U tog ons kies om U kinders te wees, en tog in U groot genade en U liefde ons omarm, omhels en liefhet. Amen. Voordat ons met ons familie begin, moet ek 'n geleentheid gee om na mekaar toe te draai, groet mekaar, hoe gaan dit, hoor wie kry koud en wie kry nie koud nie. Ek wil julle dan aanmoedig om hierdie gesprek voor te sit. Kom sal die neem koffie baas. Maar die koffie is daai okay ja. Ek dink julle kan al aflei dat ons nie vandag onder die bome op die gras kan koffie tee drink nie. So julle kan nog steeds lekker saam kuier daar voor die saal. Ons nooi julle graag uit. En as jy enige besoekers of internet is, kan julle gerus na die tyd my voorkom groet, sal julle graag ontmoet. Ek deel dan met julle so 'n paar punte vanuit ons familiediens uit. Hierdie week sluit die Bybelstudies af vir die kwartaal. So Bulgers en Bybelstudies se Bybelstudie gaan albei saam hier uitkom. En ek het dan toestemming gekry, ons mag vlieg toestemming van die mense wat hier is. So ons gaan lekker vlieg kyk en na die tyd gaan ons lekker saam braai. So ons nooi julle graag na dit toe. Dit is dan 9:00 die gewone Bybelstudie tyd en dan na die tyd braai ons lekker saam. Dan deel ek ook met julle, weet nie hoe julle hieroor voel nie, maar vir my is dit lekker wees om te deel, maar donderdag begin my sabbatsverlof amptelik. So elke 3 jaar is predikante geregtig 30 dae se sabbatsverlof, maar die sabbatsverlof is nou ook nie die tyd om leef te leef nie. Die idee is eintlik dat dit as 'n tyd sal gebruik om 'n bietjie meer wysheid en kennis op te doen. So wanneer ek dan terugkom na my sabbatsverlof, moet julle nou maar my sê klink ek dan 'n bietjie slimmer as wat ek voorheen was. So dit is ook 'n goeie tyd om ons terug te tree en die perspektief te kry en die energie dan ook weer in te stap. So ek sien baie uit daarna. Dit gesê, gaan ek nog steeds huiswerk hê om aan die gemeente te doen wanneer ek met my sabbatsverlof is. Gaan julle se dalk opgemerk het, die van julle wat die kant sit, miskien daai kant opgemerk het, en die wat hierdie kant sit, daai kant opgemerk het. Ek het dit so ruk terug eintlik al afgekom na, maar ek en Dirk wil hierdie jaar weer 'n fondsversameling van die predikante se kant af doen, waar ons met die bazaar wat 5 September is, die team mekaar wil uitdaag op 'n 10 kilometer, dat hopelik 10 kilometer gaan wees. So ons wil graag 50,000 insamel vir die 10 kilometer. So met elke R5,000 dan sit dit kilometer vir my en Dirk by. Maar jy hoef ook nie R5,000 te betaal nie. Jy weet, selfs as dit 'n kollektief wat daarby uitkom, met elke R5,000 sal ons 'n blokkie inkleer. Ek weet nog nie hoe ek dit gaan inkleer nie. Maar my huiswerk sal dan wees om so elke week, al is ek nie hier, miskien deur 'n video of dalk net selfs my oefensessies vir julle deur te stuur, dat julle kan sien hoe ek besig is om vir Dirk in te haal. Maar ons is nou so 'n bietjie op 'n gelyke grond, want Dirk het besering gehad en ek was siek geweest, so dit mag dalk 'n bietjie meer in my instel op hierdie stadium as wat ek voorheen sê. So ons sien baie uit daarna en ons beplan nog iets met die bazaar later, maar moet net nog eers hoor of dit reg gaan wees met die stadsraad. So ons sal julle later meer van dit ook laat weet, maar ek en Dirk sal op daardie dag hardloop
en ek sal hom baie ver wen. Dit sal my maar sien. Dan, ek dink op ons voorbereidingslys vanoggend net die besonder vir Tannie Donna en haar familie uitsonder. Stein is laasweek Sondag oorlede, so ons dink regtig aan hulle. En ons, die gesin vra ook dat almal wat die verhoudings Dinsdagoggend gaan bywoon. Ek kan nie onthou hoe laat is dit Dinsdagoggend? 11 uur, ek weet julle sal weet. Dat almal wat dit gaan bywoon net by Beryl, vir Beryl sal ons sê dat julle gaan bywoon. Die gesin wil net graag weet hoeveel om mense om voor te berei. Want ek het so idee dan mag dalk meer mense wees as wat vandag in die erediens is. So as julle asseblief net daar sal by Beryl, dat weet dat julle wel gaan bywoon. Goed, dan kom ons vanoggend by ons vir die jaarsdae. Dit is Andries Engelbrecht, Louise Venter en Dries Stoelbief. Van hulle hiervan. Kom nie so voorkom, kan jy dan namens hulle 'n kers aansteek. Aangezien ons dan nie nou gaan stilstaan om die seën oor hulle te bid nie, wil ek eintlik 'n geleentheid gee om iets bietjie te dink aan die name wat op die voorbereidingslys is. En miskien iemand anders wat jy weet op hierdie stadium hier in die moeder gaan regtig deur hy daar in die tyd gaan. En net stil word en hulle voor die Here op te dank. Ons wil staan. Here Jesus, ons kom as gebroke mense voor U. En dit is juist wanneer die siekte en die ramp en die dood ons oorweldig, dat ons herinner word aan ons menslikheid en ons swakheid. Maar so wil ons vandag saam met Paulus bely dat juist wanneer ons swak is ons ook sterk deur U krag wat in ons werk. Maar so wil ons ook vandag elke persoon wat nou sukkel met hulle gesondheid, met verlies, met angs en onsekerheid oor die toekoms. Ons vra dat U ons ook as U liggaam sal gebruik om vir hulle 'n tasbare bewys van U teenwoordigheid te wees. Mag ons as U hande en voete in hierdie gebroke wêreld en in mense se gebrokenheid instap en daar vir hulle wees. Net soos wat U ook salf vir die wonde is van alle mense, gebruik ook U kerk, Here, om in hierdie gebroke wêreld 'n bron van hoop te wees. Dit bid ons in U naam alleen. Amen. Die kinders kan asseblief vorentoe kom. Terwyl hulle vorentoe kom, kan ek sien as daar enige ander verjaarsdae weer kom. Ja, soos dit Twee sweeties. Enige huweliksherdenking. Enige iets anders wat julle graag sal wil. Om vanoggend op te staan tel, julle mag dit vier, maar julle mag nie op dit hou dit. Vir jou een van julle. Goed, ons het net een, so wie gaan. Julle seker het niemand gemis nie. Voel ons is vanoggend miskien min genoeg. Dit sou enige iemand wat gevra vanoggend wil vir jou. Ja, so. Ja, hou julle hande op, nie hande op een stand. So voor, en ons het 3,
jy kan net hierdie is nou nie, hierdie is nie so skuld nie, jy word nie regtig die jaar ouer nie, jy kry net te chocolade. En daar duur agter. Mens kan sien hierdie linkerblok is baie mooi beskei en daar is iemand wat jy weet die blok oor hulle verjaar staat. Almal is tevrede om net regtig te verjaar glad. Dan kan jy hier nog maar die plan om ek vir julle sorg te doen. Wie van julle het al ooit iets verloor? En wat het jy al verloor? En hoe dit gevoel het. Weet jy weer gekry of nie? So jy bly is dat jy dit weer gekry. En jy Marie? Ek het verloor my bal by skool. O, Jode. En nou is dit nog moeiliker, want nou kan jy nie eens vir hom kyk nie, want jy kan nie sien. Want jy nog steeds kyk. Ja, maar jy kan nie vir jou bril kyk, sal ek sê. Nee. Wanneer het dit gebeur? Was het al lang terug? Was het nou? Was het nou? Was het nou? En dit was ook seker nie lekker geweest nie. Het jy dan was het verloor? So, ons stem saam, dis nie lekker om iets te verloor. Veral nie as dit iets is waarvan jy regtig hou en op jou belangrik is nie. Ons gaan vandag ons storie uit die Bybel uitlees van iemand wat verloor gegaan het. Iemand wat weg is en 'n pa wat gehoop het om hom weer te sien, né? En dan gaan ons hoor hoe bly hy is wanneer hy hom weer kry. En dit vertel ons ook van hoe bly God is as ons iets verkeerd doen, want dit het ons behoort. Wanneer ons iets verkeerd doen, ons kom terug na hom hoe bly hy is. Nee, so dis dit ons vandag gaan leer. Hoe God is net so bly, eintlik nog blyer as wanneer mense daai ding wat jy nou verloor het weer kan kry. Goed, kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons soek. En baie dankie dat U bly is wanneer ons na U toe kom. Help ons om elke dag terug te kom na U toe. Amen. Dank U julle vir die woorde. Ek vermoed buite in die bassin is dit veilig om te sê dat elke liewe een van julle waarskynlik weet wat ons vanoggend uit die Bybel uit gaan lees. Bloot ook vir die feit dat dit seker een van die bekendste verhale in die Bybel is. En ek dink dit is iets wat mense oor en oor en oor sal kan lees en tog altyd iets besonders daarin kan ontdek. Maar voordat ons dan vanoggend lees, kom ons ook iets aan. Almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is vir ons die grootste voorreg om te weet dat ons U woord mag oopmaak. Dat ons mag luister na U stem en dat U in alle tye, in alle omstandighede hier is om met ons te praat. Maak ons dan vandag ontvanklik vir U stem. Help ons om U te hoor en nie net dit met ons gedagtes te hoor nie, maar dat dit tog in ons harte en in ons hande sal weerspoel, sodat ons nie net naby aan U mag leef nie, maar so naby aan U dat ons vir die wêreld 'n getuienis mag wees van wie U is, van U oneindige groot liefde. Amen. In die 83 vertaling is die opskrif vir hierdie gedeelte nader aan die gelykenis van die verlore seun. En ek dink die 2020 vertaling se opskrif is dalk meer gepas, want dit vang baie meer van die verhaal vas. Die opskrif hier is die gelykenis van die pa en sy 2 seuns. En ek dink dit is baie maklik vir ons om net een of
maar daar is toch 'n derde baie belangrike karakter wat ook vir ons iets hier vertel. En hierdie gelykenis wat ek vir ons lees is deel van 'n gedeelte waar die Fariseërs na Jesus toe kom en hulle het 'n baie groot probleem met die feit dat Jesus saam met tollenaars en sondaars en syklappe en eintlik al hierdie mense wat nie hoort binne die samelewing nie, dat hy saam met hulle eet en saam met hulle kuier en saam met hulle tyd spandeer. En dan begin Jesus om 'n paar gelykenisse te vertel van iets wat verlore is en weer gevind word. En die blydskap wat daar is wanneer jy dit wat jy verloor het weer vind. Dit is dan gelykenisse soos die gelykenis van die verlore skaap, wat ook baie bekend is, en die gelykenis van die verlore munster. En die hoogtepunt kom eintlik dan met hierdie gelykenis wat Jesus vertel. En dan wil ek graag vir ons hierdie gelykenis lees en ons bietjie dieper daarna kyk. Lees dan vir ons. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie, die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n baie hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het dus sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die eele wat die varke eet, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het weet hoeveel daglooners en hulle het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, Pa, ek het teen God en teen pa sondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se daglooners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy hom ver aankom, het sy pa hom gesien en hom innig jammer gekry. Hy het hartlik hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak goud, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was op die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep die een van die bedienis nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, die broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behouer en gesond teruggekry het. Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord, kyk, al vir jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit weer so 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan toch nie anders as om feest te vier en bly te wees nie, want die broer van jou was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ons het hom teruggekry. Ons lees tot so ver. Daar is baie kulturele agtergrond wat ons nodig het om hierdie tekstgedeelte regtig te verstaan. In die antieke wêreld vir 'n seun om te vra vir sy erfenis sou letterlik beteken het om sy pa eintlik dood te wees.
dit sou wees om vir sy pa te sê, ek wens jy was dood. Want dit is al hoe hy hierdie besittings sou kon kry. So die dop wat hierdie seun in sy pa se hart seer is, eintlik so seer soos wat dit moontlik kan wees. Dink op Vadersdag kan ons onsself miskien indink hoe dit sou voel nie. Miskien weet van ons hoe daardie ervaring sou wees. Maar tog is hierdie seun vasgeslote oor wat hy wil doen. Hy wil in die wêreld ingaan, hy wil self ervaring kry, hy wil self die wêreld ondersien en beleef. En so vat hy al die besittings, maak seker dat het geld kan word, en so gaan hy in die wêreld in. En wanneer hy in die wêreld ingaan, doen hy dit ook nie met die wonderlikste van intensies nie. Alles wat hy doen, doen hy in oormaak. En hy sondig en hy lewe absoluut losbandig. En so, omdat hy so in oormaak gelewe het, eindig hy met niks op. En hoop dit kom dan nog 'n hongersnood ook in hierdie land. En so sien ons hoe binne hierdie gelykenis wat Jesus vertel, wys Jesus hoe hy eintlik die laagste moontlike punt bereik wat 'n mens kan bereik. Vir die Jode was daar niks meer onrein gewees as 'n vark nie. En so vind hierdie seun homself in 'n plek waar hy baie geld gehad het op 'n stadium, en nou lewe hy sy varke wat hy moet oppas. En hy is eintlik nog laer as hierdie varke, want die varke mag eet van die pele wat vir hulle gegee word. Hy mag nie eers die kos van varke eet nie. So hy is regtig op 'n baie erge laag. En so is die pa ook eintlik op 'n laagtepunt. En sy seun om dood gewees, en het hy net weggegaan en gesê, met die intensie om te sê, ek kom nooit weer terug. En so is hierdie seun op hierdie laagtepunt, en in hierdie tyd begin hy terugdink aan hoe dit by die huis is. Hy besef hoe sy pa, sy slawe en sy arbeiders hanteer. En hoeveel beter dit is as die omstandighede waarin hy is. Maar so is hy ook baie goed bewus daarvan, dat dit wat hy gedoen het, eintlik onvergeeflik is. Dat hy sy familie in soveel skaamte gedompel het, dat hy eintlik sy besit weer kan eis. Eintlik maak hy dan hierdie plan om op 'n manier sy pa te probeer terugbetaal vir dit wat hy aan hom gedoen het. Hy sê maar, kom ek gaan terug huis toe, en ek gaan terug huis toe in die gestalte van 'n slaaf vir arbeider. Want ek is nie werk om 'n seun van my pa te wees nie. So kom ek gaan werk my hele lewe lang, in die hoop dat ek iets kan terugneem. Dat ek miskien iets kan doen om die seer wat ek my pa veroorsaak het, beter te maak. En ook daarby saam, miskien weer 'n tipe van 'n lewensstandaard te kan beweeg. So ons sien op hierdie beeld van hierdie seun wat huis toe stap, en soos wat hy stap, is hy waarskynlik besig met homself te redeneer. En hy wonder, maar wat gaan my pa doen? Gaan hy vir my sê, ek mag nie eers as 'n slaaf terugkom nie. Binne hierdie samelewing is dit ook so, dat dit eintlik vir die hele dorp, of die hele plek waar hulle bly, 'n skaamte sou wees, hierdie seun. So eintlik sit daardie hele tuisdorp hom verwerp het, van hoe durf hy dit aan sy familie doen. Die gebruik sou eintlik wees, dat hulle met 'n pot na hom toe sou loop, die pot voor sy voete sou breek, en hom sou wegstuur, en sê, jy hoort nie hier. Maar sou hy hele skuld van skaamte gewees het, voordat hy weer weggestuur is. So is hy hierdie pa natuurlik ook dit geweet. En so begin hierdie pa, soos wat hierdie seun aangestap kom, op so 'n manier optree, dat hy eintlik al die skaamte wat die seun toekom, op homself neem. In die antieke wêreld was dit totaal en al onvanpas vir 'n man wat die hoof van 'n familie is, om te antwoord. So onvanpas wees dit vir hom om sy klere op te lig en sy bene te wys soos wat hy antwoord. En tog doen hierdie pa dit. En so lees ons in hierdie gelykenis dat die seun sy hele toespraak mooi voorberei. Hy was gereed om hierdie toespraak te gee, en so gee hy dit woord vir woord aan sy pa. Maar tog is sy pa se reaksie nie wat hy verwag. Sy pa omhels hom. En voordat daar enigiemand kan kom
om hom in skaamte te dompel, om hom te verwerp, sê sy pa, maar hier is vir jou kleed. Hy gee vir hom skoene, hy gee vir hom 'n ring, waarskynlik die familie simbool, om te sê, maar jy hoort hier. Hierdie is jou huis. En so van hy op vetgemaakte kaal, wat ontsettend waardevol sou wees. En hy berei hierdie fees voor. En hierdie oomblik gee die pa nie meer om oor alles wat die seun gesê of gedoen het. Skry amper hierdie idee van 'n pa wat dag na dag op die horison gestaan en kyk het, in die hoop dat hy sy seun sou sien aankom. En die oomblik wat hy doen, is dit net totale blydskap. En hierdie is 'n fantastiese, mooi verhaal wat klaar vir ons baie beteken. Maar dit is nie die gedeelte van die verhaal waarop ek graag vanoggend wil fokus. Want dit is vir ons baie maklik om onsself te assosieer met die verlore seun. Dit is vir ons baie maklik om onsself te sien as die wat na die Here toe gaan, wie hy so lief is en wie hy ons. Daardie posisie is ons gemaklike posisie om in te wees. Maar tog, lees ons ook hier van 'n tweede seun in hierdie verhaal. Die oudste seun. En binne die konteks is Jesus eintlik besig om die fariseërs in hierdie posisie te plaas. Hierdie oudste fariseërs wat kom sê, maar hoe durf hy om saam met hierdie losbandige mense te eet en te kuier en tyd te spandeer? En dit is hoekom hierdie verhaal oop eindig. Ons weet nie wat die reaksie van die oudste seun is nie. Want soos wat Jesus hierdie gelykenis vertel, staan die fariseërs voor hom. En ons weet nie wat hulle reaksie gaan wees nie. Ons weet nou 2000 jaar later. Maar nou oomblik weet ons nie. Maar wat ek vandag eintlik wonder, en waarmee ek hierdie week regtig gesit het, is hoe gereeld besef ons dat ons as kerk onsself dikwels in die posisie van die oudste seun plaas. Besef ons as kerk dat ons dikwels 'n tipe van 'n geestelike hoogmoed het teenoor ander mense. Besef ons as kerk dat baie keer wanneer iemand hier inkom wat nie soos ons lyk of ryk of dink nie, dat ons maar eintlik vreemd aankyk en wonder, wat soek hulle nou hier? Wanneer iemand in ons lewe miskien sukkel met sonde, miskien op 'n plek is waar hulle in die posisie van 'n verlore seun is, waar hulle worstel met hulle verhouding met die Here, waar hulle miskien so worstel dat hulle baie ver van die Here af lyk en voel. En wat is ons reaksie dan teenoor die mense? Veral wanneer dit 'n tipe van 'n sonde is wat ons erger is as die wat ons doen. Hoe hanteer ons hierdie mense? Want in die antieke wêreld sou dit so wees dat jy verteenwoordig die eer van jou familie en jou vader. Dit is hoekom ons so gereeld hoor, maar wees heilig soos wat ek heilig is. Dit is hoekom die Here Jesus vir ons as kerk saambring om sy koninkryk hier in die wêreld te verteenwoordig. Sodat die manier hoe ons ander mense hanteer, sal reflekteer hoe God mense hanteer. En ook hoe hy ons hanteer. Want dit is eintlik bitter maklik om die verlore seun te wees. Het is bitter maklik om na die Here te gaan en sê, Here, gee my tog net genade. Vergeef tog my sonde. Here, help my. Maar dit is baie maklik om dan hierdie genade te vat en te dink, dis uniek besonders vir my. En ek hoef nie hierdie genade aan iemand anders te gaan bewys. Wanneer ek in die posisie van die oudste seun is, wanneer ek in die posisie is waar daar iemand anders van buite afkom, wat miskien lyk soos 'n verlore seun, wat miskien sy geld ook deurbring in losbandigheid. Hoe reageer ek? Is ek soos die dorpsmense wat ook net 'n pot volbreek en sê, weg van my af, want jy hoort nie? Of is ek soos die oudste seun,
wat klaar en sê maar, Here, ek is elke Sondag in die kerk. Here, as ek in die oggend my oë oopmaak, dan gaan haal ek my Bybel en dan doen ek my Bybelstudie. Here, ek praat elke dag in dag uit met U. Here, ek gee my diende. Hoekom word daar nie vir my fees gevier? Hoekom is daar blydskap wanneer 'n sondaar tot bekering kom? Maar daar is nie blydskap omdat ek maar wel nie leef. Wie wil ons sien miskien ook dikwels eerder as hierdie oudste seun, as wat ons soos die verlore seun met meerderheid voortgekom. Vergeet ons dat ons ook niks van die Here af verdien. Vergeet ons dat ons nie gered is omdat ons elke Sondag in die kerk is. Besef ons dat ons nie gered word omdat ons Bybel studie. Besef ons dat ons nie gered word omdat ons by elke bazaar help en so gretig is om iets vir die gemeente te doen. Besef ons dat ons net gered is omdat die Here se genade vir ons groot is. En wanneer ons dit besef, hoe durf ons die Here se genade vir onsself hou? Hoe durf ons iemand anders een kant toeskryf? Ek sê maar, die Here se genade kan vir my genoeg wees, maar vir jou is ek nie so seker. Hoe dink ons het die reg om enige iemand uit te skryf? En dit is nie noodwendig net in die groot dinge wat ons dit doen. Dikwels is dit in ons manier van met mense praat. Dalk is dit klein opmerkings. Ek het jou lanklaas in kerk gesien. Waar was jy gewees? Eerder as, dit is fantasties om jou vandag te sien. Ek het jou eintlik gemis. Is ons soos die pa wat bereid is nie vir die trots te slip, of is ons die hoogmoedig is wat eintlik sê, maar ek is so die beter as jy. En ek dink dit is 'n baie belangrike vraag wat ons onsself die Here gaan so moet vra. En ons kan ook nie uit ons eie uit beter word nie. Want ons is nie. En ons lewe in 'n wêreld wat gebaseer is op verdienste. Ons lewe in 'n wêreld wat sê, hoe jy presteer maak saak. Hoe konsekwent jy is, maak saak. Dis hoe jy ergens kom in die wêreld. En so is Jesus Christus se boodskap presies die teenoorgestelde. Jy kan probeer tot jy blou is, maar jy gaan nêrens kom sonder die Here se genade. Alles van jou is net genade. Maar dan moet jy ook besef, as jy toelaat dat jy die Here se genade leef, moet jy besef dat almal rondom jou met wie jy in aanraking kom, ook die produk is van die Here se genade. So hoekom wil jy jouself kwytstel en sê, maar die Here se genade is vir my genoeg? Maar as jy nou iemand anders se lewe kyk, dan sien ek wat jy sê, maar wag 'n bietjie, kyk wat doen jy? Of kyk wat doen jy nie? Die manier hoe jy lewe, en so, dink ek ons mis partykeer die punt van ons geloof en van die Here se genade. Van die antwoord wat ons dikwels gee in hierdie situasie is, ja, maar ek sê dit vir jou want ek is lief vir jou. Dan sou die manier hoe jy dit gesê anders geklink. Dan sou jou manier van met iemand praat getuig van liefde eerder as oordeel. Jy kan nie iemand sê, ek sê hierdie of ek doen hierdie want ek is lief vir jou, maar tog is daar hierdie klein stukkie hoogmoed, wat eintlik in jou. Hierdie idee dat ek eintlik van bo af 'n hand uitreik om jou op te trek in die wonderwerk.
besef ons dan nie dat ons eintlik net soveel in die modder was. Besef ons nie dat ons nie die mag of die krag of die reg het om enigiemand uit die modder uit te steek, terwyl ons eintlik self daar binne is. Die enigste manier hoe ons mekaar as gelowiges kan help en kan aanspreek, is uit 'n plek van liefde uit waar ek kan getuig hoe groot die Here se genade vir my is. En so, daardeur iemand ook op wys van die Here se genade is ook vir jou. Dis hier vir jou. Ek is nie 'n voorbeeld van iemand wat nader aan God leef en nou moet jy eintlik by my. Ek is 'n voorbeeld van iemand wat ook die Here se genade nodig het. En daarom kan ek in liefde met jou praat. Want sy genade was vir my genoeg, daarom weet ek, dit is vir jou ook genoeg. Daarom weet ek, dat wanneer jy na die Vader toe gaan, hy jou ook met oop arms gaan ontvang. Want ek wil vir julle sê, hierdie is iets wat tragies te gereeld gebeur. Baie mense wat kerk losvoer, niks te doen met hoe hulle God sien, of hulle belewings van die Here nie. Dit gaan daaroor dat die belewings wat hulle in die kerk het, hulle uitskryf. Dat die belewings wat hulle in die kerk het, vir hulle sê, jy is nie goed genoeg om hier te wees. En as enige iemand ooit nie goed genoeg is om in die kerk te wees, dan is daar nêrens waar hulle kan wees. Want hierdie is die een plek waar dit nie saak maak nie. Hierdie is die een plek in die wêreld waar die voorvereiste is dat jy sinnend is. Die voorvereiste om in die kerk te behoort is om te weet, ek is 'n mens met sonde en ek het genade nodig. Maar tog, wanneer ons die kerk van weer kyk, dan is dit net vroeg. Dan is dit 'n klomp mense wat so naby aan die Here leef, dat hulle eintlik ook van net in 'n 4 perkar opgevat moet word. Dit is baie dikwels hoe ons voorkom in die kerk. En die ironie is, ons weet self, dis nie waar nie. Ek wat hier staan en elkeen van ons wat vandag hier sit, weet hoe stuk ons is. Maar terwyl ons in die oggend regmaak om kerk te kom, sit ons dikwels vinnig net voor ons in die huis gaan 'n masker op en sê, maar nou is ek 'n kind van die Here. Nou is ek vroom en nou is ek oulik en nou is ek goed. Nou as ek hier kom sit, mag ek nie vloek. Ons sal raai as ek later weet, maar hier sal ek nie. Nou as ek hier kom sit, gaan ek nie mense manipuleer. Maar nie weet, dis waar. Maar as ek hier in die kerk kom sit, moet mense nie sien dat ek 'n mens is wat sukkel nie. Want wat 'n skaamte is dit in jou lewe. En dan wonder ek, wat is ons reaksie wanneer ons Jesus se woorde hoor wanneer hy sê, maar ek het nie gekom vir die wat gesond is. Ek het gekom vir die wat siek is. Histories is dit hoe die kerk beskryf is. 'n Hospitaal vir mense wat siek is. Dis wat die kerk is. 'n Hospitaal vir mense wat weet dat hulle hulp nodig het. En die ironie is, dis juist die mense wat hulp nodig het, wie ons dikwels die vinnigste wegwys, wie ons dikwels die vinnigste laat voel, maar jy hoort nie eintlik hier. En wat doen dit dan aan hoe iemand die Here se genade sien? Want vir baie mense is die Here se genade dan eintlik 'n deur wat in 'n gesig toegestaan word. 'n Deur wat sê, maar ook hier is jy nie goed genoeg. Die een plek waar niemand ooit verwerp moet word die plek waar dit dalk meer gereeld as ander plek. Hoe sou ons vandag gevoel het, as hier vandag 'n klomp tollenaars en prostituie en sylappe gesit
sou ons miskien na hulle gekyk? Wat sou ons gedoen? Sou ons miskien 'n paar banke verder aangeskuif het? As dit daar 'n stekelike siekte is? Of sou ons vir hulle lief wees? En nie lief wees om hulle optrede te verander nie, maar lief wees omdat hulle kinders van God is, net soos ons. Omdat die twee groot opdragte van God is om vir hom lief te wees en om vir ons medemens lief te wees. Om nie lief te wees vir iemand sodat jy 'n doel kan bereik nie, maar om lief te wees vir iemand wat jy kan nie anders nie. Want as die hemelse Vader, die skepper van alles, die een wat die heelal in sy handpalms vashou, bereid is om vir my te sterf, omdat hy vir my lief is. Wie dink ek is ek, om vir iemand nie lief te wees? Wie dink ek is ek, om hoogmoedig teenoor iemand anders te doen? Wie dink ek is ek, om ander mense se foute vir hulle uit te wys? En dat is jou probeer nie help. Want voor God is ons almal soos die verlore steen. Voor God verdien ons ook nie om eers die pele van die varke te eet. Maar tog, wanneer ons na hom toe gaan, staan hy met oop arms. En hy wag nie eers vir ons nie, hy hardloop vir ons. En hy sê ons moet fees vier, want my kind, jy is hier by my. En hoeveel te meer moet ons dan juis in fees vier, wanneer ons sien hoe 'n kind van die Here by hom is. Hoeveel te meer moet ons dan nie fees vier, wanneer ons sien hoe iemand wat stikkend geslaan is deur die lewe, na hulle hemelse Vader te kom en sê, Here, ek het U nodig. En mag ons reaksie dan ook een wees wat sê, maar ons gaan nou fees vier, want jy is hier by ons. My hoop, saam met dit waarmee ek wil afsluit, is dat ons hier in my ervare gemeente ook nie 'n plek sal wees waar ons so dikwels praat oor getalle en wie's nie hier nie. Maar dat ons sal besef dat elke persoon wat hier langs of agter of voor my sit, 'n kind van God is. En mag ek elke een wat hier inkom op 'n Sondag deur die week enige tyd op so 'n manier verwelkom, wat vir hulle wys, jy is hier tuis. Ons is bly dat jy hier by ons is. Ek wil graag 'n geleentheid gee om stil te word vanoggend. En vanoggend besef hoe groot die Here se genade vir jou is. Maar besef ook hoe dikwels ons eintlik hierdie genade vir onsself wil. En vra om jou hart so te opskep, dat jy eerder as 'n Fariseë ook soos 'n liefdevolle pa kan uitkyk na die mense rondom jou. Ons wil sê. Ons kom vandag voor U Hemelse Vader en ons kom smeek U om U genade.
dankie dat U ons optel, dat U oor ons bly is, dat U ons lief het en dat U ons inbring. Maar so kom bely ons ook vandag voor U, dat ons dikwels ons wat self as weeskinders deur U aangeneem is, ander weeskinders wegwys. Dat ons dikwels vergeet hoe groot U genade vir ons is. En daarom dat ons vergeet ook hoe groot U genade vir ander mense is. Maar so is ons hartsgebed vandag, Hemelse Vader, dat U ons sal help om 'n voorbeeld te wees van U genade. Dat ons U genade regtig op so 'n manier sal dra, dat die wêreld kan sien. Ons is nie die produk van ons verdienste, of ons geloof of ons krag nie. Ons is die produk van U genade, wat oorspoel in 'n wonderlike geloof en 'n wonderlike hoop, wat sê, my Pa is lief vir my. Maar mag ons dit op so 'n manier uitleef, dat ons ook ander inbring, dat ons ook fees vier, wanneer ander ook 'n tuiste by U kom vier. Dit bid ons in U groot en heilige naam alleen. Amen.
geloof saam met die staan en nou van die sien. Ja. Mag die genade, die liefde en die vrede van jou hemelse Vader elke dag by jou wees. Mag dit jou lei, mag dit oor jou waak en mag dit jou herinner, jy is sy kind.